Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 21 Julie, en ons staan stil by Matteus 13, vers 24 tot 30 en vers 36 tot 43 in die 1983 vertaling. Soos ouer gewoonte, nooi ek jou uit na 'n oomblik van stilte. 'n Oomblik waar jy jou hart opnuut na God en sy woord kan draai en jouself kan heroriënteer. Skuif alles wat jou hart en gedagtes besig hou op sy en vra die Gees om jou hier en nou tot rus te bring. Stel jouself oop vir God se woord. Stel jouself in vir sy stem. Weet dat die God wat ons liefhet, ook in hierdie oomblik jou teenwoordigheid opsoek en vir jou uitsoek. Die gedig Enkel Spore van Cas de Villiers nooi ons dieper hierdie oomblik van stilte in. Daar skadies waar woorde jou nie kry nie, weë waarop jy alleen moet gaan, drome wat jy nie kan deel nie, plekke waar net jy kan speel. Daar's akkoorde wat net jy kan hoor, geheime wat net jy van weet, spore wat jy nooit sal verloor, stories wat jy nooit sal vergeet. Daar's trane wat net jy kan huil, God wat jy self moet vind, plekke waar jy alleen moet skuil, teen jou eie stormwind. Eenling is die mens gebore, soekend in sy diepste wese, na 'n antwoord op sy vraag, na 'n vesting teen sy vrese. Amen. Matteus 13 vers 24. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Eendag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. En dan vers 36. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. 'n Boer saai goeie saad, hy doen wat hy moet doen. Maar gedurende die nag, terwyl almal slaap, kom daar iemand anders en saai onkruid. Teen die tyd dat die groenlote deurbreek, groei albei saam, en die slawe wil dit dadelik regmaak. Moet ons die onkruid uittrek, en dit klink na 'n goeie plan, maar die boer antwoord anders, nee. Want in die gretigheid om die onkruid uit te trek, kan die koring ook beskadig word. Dis 'n moeilike antwoord.
Want ons hou daarvan om dinge vinnig uit te sorteer. Mense, situasies, selfs onsself netjies te kategoriseer. Goed, sleg, reg, verkeerd. Maar Jesus vertel 'n gelykenis waarin geduld deel van God se geregtigheid is. Nie omdat God onverskillig is oor die kwaad nie, maar omdat God die lewe te lief het om dit te beskadig in ons haastigheid. Daar is dinge wat eers met tyd duidelik word, mense wat nog besig is om te groei, verhale wat nog nie klaar vertel is nie. En dit geld dalk ook vir my en jou. Die dele van ons waar koring en onkruid langs mekaar groei. Die dele waar genade nog besig is om dieper wortel te skiet. Die koninkryk groei nie deur ons haastige oordeel nie. Dit groei deur die geduld van 'n boer wat die oes reeds in sy hart sien, selfs wanneer ons dit nog nie kan sien nie. In die lig van hierdie teks en hierdie gelykenis van Jesus, wil ek jou uitnooi om na te dink oor die volgende vraag. Waar voel jy die versoeking om vinnig te oordeel of af te skryf? Waar het jy dalk al te vinnig geoordeel of afgeskryf? Dink bidend hieroor na. Draai ook met sagtheid en liefde na jouself. Watter areas van jou eie lewe vra meer geduld en minder veroordeling? Bring ook dit voor die Here. In die laaste oomblik van stilte, nooi ek jou terug na die teks. Lees dalk hierdie gelykenis weer. Dink na oor die woorde van Jesus, die beeld van hierdie boer. Hoe verander hierdie gelykenis jou verstaan van God se geduld? Dink bidend hieroor na. Kom ons bid saam. Here van die oes,
Gee my geduld wanneer ek haastig wil oordeel. Laat die lewe in my groei en leer my om te vertrou dat U die oes beter ken as wat ek ooit kan. Vorm my deur U geduld, sodat ek ook met genade na myself en na ander sal kyk. Amen.